eer regtig die Here net vir sy goedheid en sy grootheid. Sal jy asseblief saam blaai na Matteus hoofstuk 6 toe. En ek wil jou iets vra hier op die draai van die ou jaar en begin van die nuwe een. Moet asseblief nie jou Bybel by die huis los nie. Dit is belangrik dat jy jou Bybel kerk toe bring. En so vanoggend gaan ons so bietjie, ek het nie die skrifgedeeltes op die bord nie, want ek wil graag hê dat ons hulle so bietjie moet saam lees en saam gesels oor dit. Ek het geweet dat daar gaan bietjie familie kom kuier en daar gaan ouens so bietjie see toe. Maar vir jou wat hier is, baie dankie dat jy hier is. Romeine 12 sê vir ons lewens as 'n heilige en waaragtige offer vir hom, né? En dan sê hy dit is jou billike godsdiens. Sê gaan net vir die ou langs jou, dis jou billike godsdiens. Ja. Ek is bly dat jy hier is, dat jy tyd uitkoop om hier te wees. Matteus hoofstuk 6, vers 16 en tot en met vers 18. En ons gaan so 'n bietjie begin praat oor vas en gebed. En as jy nog nie jou gemeentekalender gekry het nie, wil ek vir jou sê, moet dalk nie huis toe gaan nie. Ons sal vir jou 'n gemeentekalender gee. So een per gesin, is net belangrik, ons het nie so baie nie, maar ons het een per gesin. En op die gemeentekalender sal jy sien dat Januarie maand begin ons met ons maand van vas en gebed. En ek hoop om vanoggend jou hart voor te berei, ook vir Januarie, maar dalk meer belangrik, vir vas en gebed in die algemeen, sodat jy ook sal weet hoe om te vas en hoe om te bid. Daar is heelwat stories daar buite en daar's heelwat maniere en daar's heelwat ouens wat sê jy moet dit en jy moet eerder so en jy moet eerder nie so nie. En ek hoop om so 'n bietjie by die hart van vas en gebed uit te kom vanoggend en ek hoop as jy hier sal uitloop dat jy mooi sal weet hoe om te vas en te bid. En miskien net om te begin, daar is verskillende maniere om te vas en te bid. Daar's hoofsaaklik 3 maniere, net dat ons weet waaroor praat ons. So daar's 'n gedeeltelike vas, dan is daar wat ons dan nou sal noem 'n vas, en dan is daar 'n vol vas. 'n Gedeeltelike vas beteken dat ek nie eet nie, either nie sekere goed eet nie, of nie sekere tye eet nie, en of nie sekere dae eet nie. Okay, so dis wanneer dit 'n gedeeltelike vas is. Dit hoef nie noodwendig kos te wees nie. Die belangrike deel is dat dit jou ritme so bietjie in die rede val. Ons gaan so maklik op hierdie trein van die lewe, waar ons nou maar net begin speel al die balle wat vir ons gepaas word, en voordat ek myself kon kry, het ek al my tyd spandeer aan my werk, en ek het al my tyd spandeer aan hierdie gejaag, en al die tyd spandeer aan wat ook al vir my belangrik is, en dan het ek vergeet om by die Here uit te kom. En so vas is 'n manier om daai ritme te breek, om ons prioriteite te herstel, om te sê, so wat is belangrik, en dan doen ons die belangrike goed eerste, en dan kom die res. Dis 'n gedeeltelike vas. Dan is daar, soos ons sal praat as vas, dis wanneer ek nie kos eet nie, maar ek drink wel water, en dan nou 'n vol vas, is wat Jesus byvoorbeeld gedoen het, geen water, geen kos, vir 'n tyd nie. Dit is dan nou 'n vol vas. Nou let op in Matteus hoofstuk 6 vers 16 begin hy so. Hy sê, en wanneer julle vas, nou dis belangrik, ek het moeite gaan doen om te kyk, of daar nie dalk moet staan, en as julle vas nie. Dis definitief nie as nie. Dis beslis wanneer. Ek gaan kyk. Het jy ook gaan kyk, Tindi? Julle is baie stil volgend. Jy kan maar gaan kyk. Dit is wanneer, dit is nie as nie. Nou as 'n verskil tussen wanneer en as. As beteken, ja, miskien. Wanneer beteken, okay, hierdie is belangrik. As jy nog nooit gevas het nie, wil ek jou uitdaag en sê, miskien moet jy dit oorweeg. Vas is baie soos die doop in party opsigte, dat vir party mense is die doop iets wat net baie ver en baie opsioneel is, en hulle mis die waarde daarvan. Vas is belangrik. Daar is 'n seisoen in ons lewens, en ek hoop as jy uitloop, sal jy weet hoe, wanneer ek en jy ook moet vas. Hy sê, en wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die gefeinstes nie. Want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur mense gesien kan word, baie belangrik, dat hulle besig is om te vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof
en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborge is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Kom ons lees net so. Hy sê, wanneer julle vas. Ek wil hê dat jy bidend sal wees hierdie Januarie maand en by Vader sal intrek en nie net vas sal afmaak as iets vir ander mense nie. Miskien is daar iets spesifiek wat jou aandag en jou fokus steel, wat Vader nodig het dat jy moet ophou doen. En so kom ons gesels net so 'n bietjie hierdie deur. So ons gaan praat oor die redes, ons gaan praat oor die reëls en ons gaan praat oor die resultate. En so kom ons begin so 'n bietjie by die redes en ek het so 3 ouens nodig om saam met my te lees. So ek wil net gou vra, as jy bereid is om te lees, steek net gou vinnig op jou hand. So is dit vir Penny en vir Ollie, vir Annabel, gaan ons julle 3 eerste werk. So Penny, sal jy Galasiërs dan doen, dan Ollie Jakobus 4:7 en Annabel Psalm 37. Maar nou, ek wil dit graag opneem, so ek gaan jou nou, ry nou as jy naby. O, werk jy die bord daar agter? Ja, sal jy omgee? Baie dankie. Lees net so op die mic, dat ons dit net mooi kan opneem. Galasiërs 5 vers 17. So ek wil graag hê jy moet dit lees, en dan wil ek graag hê jy moet vir my sê, wat hoor jy, wanneer jy dit lees? Galasiërs 5 vers 17. Want ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Ja, net so. Wat verstaan jy, Penny? Wat hoor jy as jy dit lees? Dat jou vlees en jou gees is in stryd met mekaar. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Verseker. Ja, sal jy omgee? Dankie. Is jy volgende of is dit Ollie? Wie's? Nee, Ollie is Jakobus. OK, maar kom ons praat net gou hieroor, voordat jy dit lees, Ollie. Kom ons praat net gou hieroor. Hierdie is belangrik. So, ek probeer iets niets vanoggend, OK, so ons sal sien hoe gaan dit, maar ek hoop dit werk. Hy sê baie duidelik, jou gees en jou vlees staan teenoor mekaar. Die hart van vas is 'n herstel van hiërargie. En as jy niks anders te onthou wat ek vanoggend gaan sê nie, dan is hierdie die kruks van vas en gebed. Dis om my vlees te dissiplineer. Dis om vir my vlees te sê, hey, let op in die klas. Iemand anders is in charge. Jy kan nie meer doen net wat jy wil nie. En een van die maniere waarop ons dit doen, is om een van die basiese behoeftes van jou vlees weg te vat. So ons vlees het hierdie ongeskikte geneigtheid om die laaste sê te wil hê. Daarom, wanneer iemand my kwaad maak, dan kan ek hom vertel, want my vlees. Daarom wil ek hê wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê, soos ek dit wil hê, want dit is my vlees. Daar sekere goed wat ek wil doen, en sekere goed wat ek nie wil doen nie, want dit is my vlees. En so vas en gebed, en dit wat ons gaan poog om te doen hierdie Januarie maand, is om vir ons vlees te sê, hey, Boeta, let op in die klas. Jy is nie die ou met die laaste sê nie. Jy is nie die ou wat bepaal wie ons is nie. Jy is nie die ou wat bepaal hoe ons gaan optree nie. Jy moet oplet in die klas, en een van die maniere, dis nie die enigste nie, maar een van die maniere waarop ons dit doen, is om te vas. Dis 'n klinkklaar kommunikasie na jou vlees toe, om te sê, jy is nie in beheer nie. So dis ons eerste rede, die primêre rede hoekom ons vas, is om ons vlees te dissiplineer. Jakobus 4 gee vir ons die tweede rede, Ollie. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Wat hoor jy as jy dit lees, Ollie? Wanneer jy alles oorgee aan God, die duiwel nie vat plek nie. Maak dit vir julle sin? Nou, Ollie, jy lees nogals reg, hoor.
Die klem lê op daai eerste gedeelte. Onderwerp jou aan God, dan sal die vyand van jou vlug. Is ons dan dit eens dat die teenoorgestelde ook waar is? Dat as ek in rebellie teenoor God leef, ek blootgestel is aan die vyand. En dit is my waarneming, dat baie mense eerder in rebellie teenoor God sal leef, en nog steeds besig wees om die duiwel te bestraf, as wat ons regtig oorgee aan hom, en toelaat, dat die vyand ook van ons vlug. Hoop jy hoor die verskil? Ek kan nie in rebellie teenoor God leef, my eie wil, die eie ek, op die voorgrond hê, en terwyl ek besig is met die eie ek, en in rebellie met God, besig wees om die duiwel te bestraf, en dan wonder ek, hoekom vlug hy nie? Die antwoord lê in die eerste deel, hy sê, onderwerp julle aan God. Dis die eerste stap, 'n lewe nederig teenoor hom, 'n lewe oorgegee vir hom, 'n lewe wat sê, ek gaan nie meer doen wat ek wil nie. My begeertes is nie meer die belangrikste nie. Wat hy van my vra, dit is die belangrikste. Dis die hart, die kruks, die kern. En wanneer ek oorgegee het aan hom, het ek ook die voorreg om te sien hoe die duiwel vlug. En daardeur wil ek net met my nou mooi verstaan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons verstaan ons oorlog uit Efesiërs hoofstuk 6 uit. Daar is plek om die duiwel te bestraf. Maar hoor baie mooi, dis nie terwyl ek in rebellie teenoor Vader leef nie. So wat doen vas? Daar is hier die koneksie in vas. En ek gaan nou weer vir jou wys, dat vas is 'n manier vir ons om onsself te verneder. Psalm 37, Annabel, vers 7. Wees stil voor die Here en krimp in een van vrees voor hom. Moet jou nie ontstel oor iemand wat sukses behaal op sy lewenspad nie, oor 'n mens wat komplotte smee nie. Interessant, né? So hy sê, wees stil voor jou God. Sê, moenie worry oor hierdie ander ouens wat met hulle skelm maniere geld maak nie. Hy sê, dis alright. Wees jy stil voor God. Jy sien, die derde rede hoekom ek en jy vas, is omdat ons wil tyd uitkoop om te luister. In die verlede, wanneer ons tye van vas saam gehad het as gemeente, is die meeste oproepe en die meeste WhatsApp wat ek kry, gaan oor alles wat ons nie moet doen nie. Pastoor, mag ons dit, mag ek sis, mag ek so. Terwyl die eintlike klem van vas en gebed behoort eerder te wees op dit wat ons begin doen. Jy sien, ons hou op om sekere goed te doen, sodat ons ander goed kan doen. Met ander woorde, ek eet nie middagete nie, sodat ek daardie uur wat ek middagete sou eet, tyd in God se woord kan gaan spandeer en stil kan word voor hom. Ek staak sekere ritmes, sodat ek nuwe ritmes kan hê. Met ander woorde, ek verander, ek eet nou nie ontbyt nie, want ek sou die tyd wat ek gebruik het om ontbyt te eet, sou ek nou gebruik om tyd saam met hom te spandeer. En die klem behoort nie soveel te lê op wat gaan ek nou ophou doen nie, alhoewel dit deel is daarvan, want as jou bord vol is, moet jy sekerlik iets afhaal, sodat jy iets kan opsit. So dis 'n belangrike aspek. Maar dis nie die enigste aspek nie. Die klem van vas en gebed lê nie soveel op wat ek als moet staak nie, maar eerder op wat kan ek begin? Hoe kan ek myself toerus? Hoe kan ek my ore spits om te hoor wat dit is wat die Here vir my wil sê? Hoe kan ek ontvang uit die hand van die Here uit? En dit bring ons dan nou by die reëls. Want jy sien, meeste ouens wil weet, so wat is die reëls van vas? Hoe werk die reëls van vas? En so ek wil
Ek wil hê jy moet weet dat in Matteus hoofstuk 6 het ons die reëls wat ons nodig het. Die Bybel is nie vol lang lyste wanneer dit kom by vas nie. Daar's selde versie. So ons sien vas en ons sien dit in die lewens van die apostels en ons sien Moses en Jesus. So daar's obviously niks fout met vas nie. Hulle het dit gedoen. Maar daar is nie spesifieke instruksie rondom spesifieke dae of spesifieke goed of spesifieke tye nie. Die reëls lê op 'n ander vlak. Die reëls lê op hierdie vlak. 2 Kronieke 16 vers 9. Nou kom ons gaan die dalk net so 'n bietjie vir die makliker. Wie gaan ons nog help lees? Elsie sal vir ons lees. Wie kan nog vir ons lees? Wiekie gaan jy omgee om te lees? Het jy jou Bybel hier? Bedel by Ollie 1. En oom Johan. Okay. En Tannie Annelie. Tannie Annelie sal ek die volgende een vra. So oom Johan, sal oom vir ons Joël 2 vers 10 kry, en Elsie sal jy vir ons 2 Kronieke kry, en dan sal ek nou vir Wiekie en vir Tannie Annelie vra. En so hier is die eerste deel, hier is die eerste beginsel. Die eerste reël is dat ek en jy sal seker maak dat ons rede reg is. Hierdie is die belangrikste een van hulle almal. Jy sien, ons lees in Matteus 6, as jy jou Vader wat in die verborgene sien, sal jy in die openbaar vergeld. Nou bly by my. Matteus 6 sê ook, julle moenie op die hoeke van die strate gaan bid of in die sinagoges gaan bid nie, sodat die mense julle kan sien nie. En so dit het nou al gemaak dat daar kerke is wat nie meer bid in die kerk nie. Want hulle sê ons moenie so voor die mense bid nie. Is dit die punt van die storie? Nee. Die punt van die storie is moenie bid dat mense jou sien nie. Dis die punt van die storie. Hou op om mense te probeer beïndruk. So moenie op die hoeke van die straat te gaan nie, want ek gaan nie daar gaan om mense te beïndruk nie. Julle is nou met my. En so dis dieselfde rede wanneer dit kom by vas. En so dit gebeur so in Willow Park eendag. Een van die dames wat saam met ons gewerk het, sy het besluit sy gaan 'n tyd van vas en gebed in. En sy wou vir niemand gesê het nie. En so nou is dit 'n kantoortyd en nou maak ons koffie, nou maak iemand vir haar koffie, dan sê sy nee, sy wil nie koffie hê nie. En iemand verjaar en hulle koop koek, en nou eet ons koek en koffie, en nou sê sy, nee, sy wil nou nie koek en koffie hê nie. En sy word al mader en al mader, naderhand is die intercessors besig om vir haar te bid, hulle dog sy siek. Jy weet, en sy weier net. En almal karring met haar, en naderhand in 'n redelike warm beradingssessie, éventueel, toe sê sy, man, ek is besig om te vas, los my uit. Want sy is so bang, dat as sy nou durf waag, dit bekend maak dat sy vas, dat sy haar loon van haar vas sal verloor. Luister, ons kan maar mature in hierdie saak, okay? Daar is 'n verskil, wanneer jy vir my sê, pastoor, ek gaan hierdie naweek vas, bid asseblief saam met my. Ek gaan vir jou sê, great, dis wonderlik. En die ou wat loop, en sê, ja, nee, ek het nou alweer lekker gevas, nee. Ja, wanneer vas jy weer bietjie? Jy weet, jy kan bietjie meer wees soos ek, en ek jou nou wys hoe. Kan jy sien dat dit die houding is wat die probleem is? Dis okay, as jy getroud is, om ten minste net vir jou vrou te sê, hoekom jy nie vanaand die kos wil eet nie. Dis nie veronderstel om 'n super staatsgeheim te wees nie. Ek en jy is net nie veronderstel om daarmee te loop en brag nie. Dis die verskil. En so, daarom, daar is die eerste reël, die beginsel is nie, hou dit 'n staatsgeheim nie. Die eerste reël is, maak seker jy doen dit, vir die regte redes. 2 Kronieke 16:9, Elsie. Waar is ons mic? Is hy voor? Ekskuus oom Johan, sal oom so lank nader sit asseblief, sommer net om dit makliker te maak. 2 Kronieke 16:9. Want die Here, sy oë deurkruis die hele aarde, om hulle wie se harte volkome by hom is, kragtig by te staan. Hierin het jy dwaas opgetree, want van nou af sal daar oorlog teen jou wees. Okay. Elsie, wat hoor jy as jy dit lees? Jou hart moet reg wees. Ja, dis heeltemal goed so, dankie. Ek kan vir oom Johan
Kan ons net voordat oom Johan lees, sien jy die prentjie wat 2 Kronieke skilder? Sê God se oë deursoek die aarde. Dit is nogals iets om aan te dink, is dit nie? God kyk. En waarna kyk hy? Hy is op soek na harte wat onverdeeld op hom gerig is. In hierdie maand van vas en gebed is die belangrikste nie wat sê die ou langs jou of waarmee is die ander besig nie. Die vraag is waarmee gaan jy besig wees? Want ons gebruik partykeer die gedrag van ander om ons eie gedrag te verskoon. God se oë deursoek die aarde, op soek na harte wat onverdeeld op hom gerig is. Sal oom Johan vir ons asseblief Joël 2 lees? Joël 2 vers 12, hy sê, maar selfs nou, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rou klag. Het gaan vir my oor die motief en die gesindheid waarmee jy dit doen. Absoluut. Die regte sal doen. Absoluut. So, ek wil hê jy moet weet dat die reëls is dat vas en gebed is intiem en persoonlik. Dit veg soms 'n rou gedeelte, 'n treur gedeelte, wat ek nie noodwendig met almal wil deel nie. Maar dit is tussen jou en die Here. Dit is 'n hartsaak tussen jou en hom. En die belangrikste deel, ek sê als is die belangrikste want dit is vir my, maar soek hom wat sal vergeld. Jy sien, en ek moet met jou hierdie storie deel. So ek mag dit dalk al met jou gedeel het, maar maak asseblief of dit die eerste keer is as jong leraar in Appington gebeur dit so dat ek en Carla daag daarop, ons is opgewonde want ons glo die Here gaan ons gebruik en ons gaan 'n impak maak in Appington. En binne die eerste 6 maande toe groei ek die Appington jeug van 25 na 11 toe. Nou ons in die kerk en daar sit net 11 gesiggies en kyk vir my. En my hart is moedeloos. En ek werk al harder en al harder. En ons groei van 11 af na 8. En om en by Pinkstertyd kom daar iemand en die Here gebruik hom en hy sê vir my, die Here sê, ek moet vir jou sê, jy moet gaan afsonder vir 'n week lank. En as jy terugkom, sal ek jou gebruik om die jeug te groei. Ek dink, okay, dis great, wonderlik. Ek sit verlof in. Ek gaan vir 'n week bly ek op 'n plaas in die Noord-Kaap waar dit verskriklik warm is. Daar's bokkerrol om te doen. En ek bid en ek vra die Here vir 'n plan. Ja, maar ek bid vir 'n plan, nee. En die Here gee nie vir my 'n plan nie. En ek kan onthou die Vrydag moes ek ophou vas. En die Vrydagoggend het ek opgestaan en ek het nog steeds nie 'n plan nie. En elke keer as die Here met my praat, dan praat die Here met my oor rus. En hoe meer die Here vir my sê ek moet rus, hoe meer sê ek vir die Here, Here, ek kort 'n plan. Ek moet nog 'n plan hê. As ek net 'n plan kan kry, dan sal ons hierdie jeug sien gebeur. En die Vrydag sê die Here weer vir my, ek wil hê jy moet rus. Ek het dit nie verstaan nie. Maandagoggend sit ek in die team meeting. Nou, ek was 'n week weg, ek moet daarom terugkom met 'n plan, nee. En ek begin die gesprek, en ek deel eenvoudig, en die pastoor met baie wysheid, help my om my ritme te verander, want hy hoor toe, wat ek nie kon hoor nie, is dat die Here eintlik besig is om met my te praat oor 'n Sabbat, en ek soek net 'n plan, en eintlik is Vader se hart dat ons moet rus, sodat ons kan werk.
En hy sê vir my, dis goed, so, ons het 'n plan, ons het so maandag van 12 uur af tot Dinsdag 12 uur toe. Dit sal my Sabbat wees, waarin ek rus. Ons doen niks anderster nie. Ons het nie nuwe strategieë nie, ons het nie nuwe planne nie, ons doen niks anderster nie. En 3 maande toe verdubbel die jeug. En 3 maande toe verdubbel die jeug. En 3 maande toe verdubbel die. En in 3 jaar, was toe nou, is ons 120 tieners op 'n Woensdag. Maar die Here doen iets in my hart. En ek snap iets van vas en gebed. Dat meeste van die tyd, het ons eenvoudig nodig om hom te soek, want hy is die een wat in die publiek vergeld vir dit wat in die verborgenheid gebeur. Dis hom. En ons vas en gebed behoort te gaan oor hom. Nie oor die verandering in die omstandighede nie. Nie in die... Net jy moet weet, as jy Januarie maand kies om saam te vas en te bid, en die klem is en te bid, wil ek jou baie mooi vra, om besig te wees met Vader se hart, en nie net met sy hande nie. Nie net wat hy vir jou kan doen nie, maar wie hy is. Jy sien wat ons by sy hart uitkom, as ons sy hart verstaan. Want ek het hom nie verheerlik in hoe ek gewerk het nie. Dit was nie gesond nie. Ons dink, hoe harder ons kan ref, en hoe rooier die refs in die rooi loop, meer verheerlik ons hom. Jy doen nie. Ek sê vandag vir jou, jy doen nie. Jy verheerlik hom wanneer jy genoeg werk, en wanneer jy werk, wanneer jy moet werk, maar jy verheerlik hom ook, deur te rus en hom te vertrou. En meeste van die tyd, is jy baie meer effektief daarna. En so waantoe werk ons? Wat is die resultaat? Jakobus 4 vers 8, ons het 4 vers 7 dan nou gelees, stel aan die ander lief ons Jakobus 4 vers 8 lees, groot asseblief. En dan ook Esdra 8:21, wiekie sal jy hom vir ons kry, Ollie lyk my sal jou, en dan kort ek nog een vir Markus 9:29, is daar nog iemand wat vir ons sal lees? Penny sal weer lees, Markus 9:29, jy kan hom vir ons kry. Wat gebeur? Jakobus hoofstuk 4 vers 8, dan die ander lief. Hy is aan, ja. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So wat hoort Tannie as Tannie dit lees? Dat mens nader aan God moet beweeg. En hy gee ons die manier hoe. En so dis waaroor dit gaan. So nader tot my en ek sal tot julle nader. Vas is 'n uitnodiging. Kom nader. Breek die ritmes. Breek die routines. Doen goed effens anders. Nader tot hom en hy sal tot julle nader. Dis 'n tyd van reiniging. Hy sê julle dubbelhartig is. Dis 'n tyd van selfondersoek. So waar is my hart? Lief ons lees. Toe het ek daar 'n vastheid uitgeroep aan die rivier Awa, om ons te verootmoedig voor die aangesig van onze God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra, vir ons en ons families en al ons goed. So Esdra het hierdie ding, en so daar's 'n bietjie konteks aan hierdie versie. Esdra moet, hulle trek nou uit Babylonië uit, hulle gaan nou terug, en hulle het by hulle baie kosbare items, baie goud, en hulle moet dit nou veilig terugkry daar. En in steede van gee vir ons 'n wag, of jy weet, begelei ons met jou weermag, maak Esdra 'n keuse, en hy sê, hier by hierdie rivier gaan ons 'n eerder dag van vas en gebed uitroep. En kom ons sit eerder ons vertroue op die Here. Waar jy ook al mag wees,
waarmee jy ook al besig mag wees. Ek wil jou uitnooi, begin die jaar, deur eerder op die Here te vertrou, as op die volgende besigheidsstrategie, as op die volgende invalshoek, as op die volgende, of op die volgende, vertrou eers op hom. Vas en gebed is 'n manier om vas te maak dat my vertroue is op die Here, want dis 'n groter mate van oorgee. En dan nou Markus 9:29, sal jy vir ons lees asseblief? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Okay, so daar is die 83 vertaling, is dit? So, interessant, die 53 vertaling sê niks anders as met vas en gebed nie. En so nou, ek wil nou gou kyk of julle geluister het die vorige keer toe ek gepreek het. Het iemand dit uit die Bybel uitgehaal? Ag, julle maak my so, ek voel so lekker nou, julle is so nice. Niemand het dit uit die Bybel uitgehaal nie. 53 is Textus Receptus vertaal, 83 is op die Qumran scrolls, die is nie, daai nuwe is, okay. En so die konteks is dit, die disippels kry nie die duiwel uitgedryf nie. Jesus antwoord hulle, daar's party wat net sal uitgaan deur vas en gebed. Ek staan voor jou vanoggend en ek wil sê, daar's sekere oorwinnings. Daar's sekere goed wat jy net sal oorwin deur vas en gebed. Daar is nie 'n lang lys reëls oor hoe jy dit moet doen nie. Daar is nie 'n minimum van 21 dae nie. Daar is nie net in die oggend of net in die aand nie. Daar is niks, daar's nie daardie reëls nie. En so kan ons dalk eerder praat van beginsels. En so hier's die beginsels. Is God kyk na ons hart. Maak seker jou motivering is reg. Maak seker jy is besig met hom en nie met jou omstandighede nie. Maar weet, jy kan ook God vertrou vir goddelike deurbraak. In Sagaria 7 vers 5, en hiermee gaan ek jou los. Hierdie volk ken van vas. Dis die Jode, hulle is in gewoonte gevas, hulle het feeste, hulle het allerhande goede. Maar nou vra die Here hulle hierdie vraag, spreek tot die hele volk van die land. So die Here sê vir Sagaria, hy moet so spreek, en tot die priesters dit, wat moet hy vir hulle sê? Hy sê, as julle nou 70 jaar lank in die 5de en die 7de maand gevas en getreur het, dis was hulle gewoonte, het julle toe werklik terwille van my gevas. God konfronteer nie hulle vasgewoonte asof dit 'n slegte gewoonte is nie, maar hy konfronteer wel die hart agter die vas. As jy so toe julle nou in die 5de en die 7de maand, ander woorde, soos julle die gewoonte het om te vas, het julle dit werklik vir my gedoen. Ons gaan as gemeente in Januarie maand, is ons maand van vas en gebed, gaan ons saam vas en bid. Maar ek wil jou baie mooi vra, posisioneer jou hart voor Vader. Dis belangrik dat jou hart voor hom reg is. Hoe gaan ons dit doen? Elke oggend, van die 5de Januarie af, van 6:00 tot 8:00 in die oggend, gaan die kerk oop wees vir wie ook al hier spesifiek wil kom bid. Jy hoef nie, maar jy is welkom. Jy mag hier kom bid. Jy kan kom vir 10 minute, jy kan kom vir 2 ure. As you wish. Hier sal iemand hier wees. Elke oggend, maandag tot Vrydag, van die 5de Januarie af, tot en met die 31ste Januarie. Daarmee saam, maandag hoop ek, dat om jou so 'n bietjie uit die huis uit te kry. En so vir die van julle wat verstaan wat 'n prayer walk is, op jou kalender sal daar staan, stap jou blok vir Jesus, okay? Ek wil graag hê, jy moet uit die huis uitkom, jy moet om jou blok stap, en soos wat jy om jou blok stap, bid vir die mense van jou blok. So maklik soos dit. Jy hoef dit nie hard te doen nie, jy kan dit saggies doen. As jy verstaan wat die prayer walk is, doen dit dan op jou manier en jou styl. As jy nog so 'n bietjie onseker is, die selleiers het hulle adresse vir ons gegee, so ons gaan met jou kommunikeer met die video's.
So, ons gaan ook, jy kan ook by die selleier kom en saam met hom gaan stap, wat jy ook sal help en kan begelei. Jy kan vir 10 minute stap, of jy kan vir 2 ure stap, as you wish, net soos wat jy wil. Nou baie van die ouens is op die plase, bid vir jou buurman, bid vir jou buurvrou. Maar dit is belangrik dat ons sal bid, want die klem van vas en gebed lê nie in wat ek ophou nie, maar in wat ek begin. En wat ek hoop ons begin, is ons kom aan die bid. Ons kom in die gang, ons moet bid. Die Bybel sê ons het nie, want ons vra nie. Kom ons vertrou die Here saam. So vir elke maandag, daar's 4 maandae. Ons gaan daar die temas vir jou gee, ons sal ook bid vir ons regering, en ons gaan bid vir 'n klompie goed. Ons gaan jou al die goed gee wat jy nodig het. Maar wil jy nie reeds vanoggend begin en kies? En sê ek wil graag die nuwe jaar ingaan deur my vertroue op die Here te sit. Deur te kies om ook te vas en te bid soos wat ek moet nie. Amen. Is daar enige vrae? Petrus. Yes. Sure. Jo. Sure. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig en so meer. Verwag hom. Weet dit seker. As jy in jou hart oortuig is, dit gaan maar net nog 'n jaar wees. Moenie huil as jy maar net nog 'n jaar beleef nie. Ek kies om die Here te vertrou vir iets spesiaal. 'n Diepte, 'n intimiteit saam met hom. Want ek weet uit dit uit vloei daar baie wonderlike goed. Is daar dalk nog vrae? Okay. Een van die algemeenste maniere om te vas is ook die Daniël vas. Okay. Tydens die Daniël vas fokus jy om te eet groente en vrugte. Niks wat geprosesseer is nie en ook niks vleis nie. Okay, so dis die idee van die Daniël vas. As jy dalk wil Daniëls vas. Ons het baie nice eetplanne en eintlik resepte van goede wat jy kan maak sodat jy ook 'n goeie vastyd kan hê en nie net jou liggaam deur hel sit sonder om te weet wat jy doen nie. So as daar iemand is, weet daar's ook, jy kan maar net vir my vra, ek sal dit ook vir jou aanstuur. Is daar nog vrae? Ek hou van die nuwe ritme, dat julle ook saam praat, dat julle ook deelneem. Besef ou sal dit nie altyd kan doen nie, maar bring asseblief jou Bybel saam. Dankie Ollie. Het julle duidelikheid rondom die maand van vas en gebed? Okay. So kyk uit vir die video's, maak asseblief seker jy is op die afkondigingsgroep. So julle sal nou weet, vroeër die jaar het ons die ritme bietjie verander. So ons het die sosiale groep, waarop ons lief en leed deel, afsterwes, verjaarsdae, waar ons mekaar kan gelukwens, wanneer daar saamry geleenthede is, of wanneer dis die sosiale groep, wanneer ons net wil saam kuier, en so meer sosiale groep. Die afkondigings is die amptelike kommunikasie vanaf die kerk na jou toe. So maak asseblief seker jy is op die afkondigingsgroep, sodat jy ook die video's en die inligting kan kry vir die maand van vas en gebed. Is daar iemand wat my kan help met die offergawe? Ollie en Albert, sorry Corrie, ek het nou te vinnig gepraat, ek sal jou volgende keer weer vra, okay? Wil jy nie dit wat jy vir die Here wil gee, sommer net so in jou hand vashou nie? Ek gaan bid en ek gaan vir ons die diens afsluit. Dan gaan ek vir Ollie en Albert vra om sommer net agter by die deur te staan. So soos wat jy uitloop, kan jy sommer net jou offergawe ook ingooi. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie. Dankie dat jy ons roep na 'n plek van intimiteit. Here, mag ons harte onverdeeld op U gerig wees. Here, dankie dat ek ook nou ons maand van vas en gebed aan U kan opdra.
Here, ons honger en ons dors na U. Ons het 'n begeerte na meer van U Heilige Gees. En Vader, ek wil bid dat U in die grootheid van wie U is, dit vir ons sal gun deur U groot genade, dat ons ook 'n tyd van intimiteit sal hê, soos ons ook vas en bid. Mag ons een ding in ons hart, in ons gees vasmaak. Here, mag ons U nommer 1 maak, ons topprioriteit. Vader, ek wil bid dat ons sal sterf vir onsself, ons vlees sal kruisig met sy wêreldse begeertes, sodat ons voluit kan leef vir U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.